reis ons pad langs, met ons op die gerig. Die Gees wys ons die rigting, die woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n padstal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart, pad langs na God se hart. Van moed verloor se vlakte tot by Vredefort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak, reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof en naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal dit sing. Soos ons in verwondering na God se hart kyk. Hartlike goeiemôre aan almal teenwoordig. Ons gaan vanmôre die Here se naam lekker loof en prys, want ons het 'n rede om te sing. Die Here het ons so kom seën in hierdie afgelope week met soveel reën. So sy goedheid en guns kan ons nie anders as om hom te loof te prys nie.
Goeiemôre vriende. En hartlik welkom hier by vanoggend se erediens dan ook. Vandag sit ons reeks voort met pad langs na God se hart en waar ons so 'n bietjie stil gestaan het by ons bestemming en gepraat het oor presies die dorpie waarheen ons op pad is, gaan ons van hierdie Sondag af ons fokus bietjie skuif en van vandag af hoor ons oor wat het ek nodig vir hierdie reis vir my. Maar is 'n paar goedjies, maar ek wil vir julle uitnooi, kyk, ons is deel van hierdie reeks, nee, dis hoekom ons 'n gemeente se reeks is. So as julle vir my byvoorbeeld uit julle eie uit 'n WhatsApp wil stuur en sê Dominee, ek wil graag weet wat is vir julle die eerste goed wat julle inpak as julle beplan vir julle reis. Wat is die dinge wat julle doen as julle beplan vir julle reis? En wat dink julle is nodig om ons reisgoed te kan beplan? Maar vir die volgende paar weke gaan ons besig wees daarmee. So ons begin vanoggend dan ook met benodighede vir ons reis. Maar voordat ons inspring en saamgesels, as jy nog nie het nie, draai gou na mekaar toe, sê vir mekaar môre, sê welkom. As jy iemand sien wat vir die eerste keer langs so voor jou of agter jou sit, sê vir hulle baie welkom. Môre julle. Môre. Is lekker om julle weer voor te sien. As jy vanoggend vir die eerste keer hier by ons is, as jy 'n besoeker is of 'n nuwe intrekker is, welkom hier so by die Glaskerk geloofsfamilie. My hoop is dat vanoggend vir ons 'n baie lekker ervaring sal wees en jy iets van die liefde van die Here en van ons liefde vir mekaar vanoggend ook hier sal beleef. As jy dit nog nie het nie, onthou as jy by daai deure uitstap, so wat jy in die video voor die tyd gesien het, die fotobooth is daar voor. As jy nog nie daar foto's saam met 'n gesin kon neem nie, asseblief gedryf die fotobooth. Hy gaan daar wees vir die hele reeks dat ons fotootjies daar kan neem dan ook. Liewe gemeentevriende, weer eens, ek gaan nie al hierdie familienuus vir ons lees nie. Dis hoekom ons dit vir julle uitstuur. As jy nie die familienuus kry nie, as jy nie die aandlikse oordenkings kry nie, dan beteken dit jy's nog nie op ons gemeente se WhatsApp groep nie. Dan moet jy asseblief vir die kerkkantoor laat weet of vir my laat weet. Dominee, voeg my asseblief tot daardie WhatsApp groep, want al ons weeklikse en daaglikse kommunikasie word daarop uitgestuur dan ook. Ek wil vanoggend net ietsie uitlig. Ons sal sien daar's 'n klomp name op ons voorbiddingslysie waarvoor ons weekliks bid. En dan weet ons ook, daar's baie van ons wat geliefdes in die hospitaal het, en dan is daar baie van ons wat geliefdes aan die dood ook afgestaan het. Ek wil net vinnig ietsie vir ons as gemeente deel, oor as dit kom by iemand in die hospitaal, iets wat verander het. Julle weet, ons wêreld is besig om te verander, en daar's klomp wetgewings wat ook inkom. Een van die bekende wetgewing, wat almal van ons nou baie goed ken, is die Poppiewet. En ons weet, dis waar inligting beskerm word en al daai tipe van dinge. En dit het implikasies vir alle dele van ons lewe, ook vir my bediening as dominee. Wat ek vir julle wil vra is, as julle 'n geliefde in die hospitaal het, in die ou tyd, kon 'n dominee na die hospitaal toe gegaan het, ons het aangemeld by die ontvangs, by die toonbank, en ons het dan gevra, is meneer of mevrou so en so hierso, of nog beter, hulle het sommer 'n lertjie gehad, en ons het dan self gekyk wie van ons lidmate is daar, en dan kon ons hulle besoek het. Hulle gee glad nie meer inligting by die inligtingstoonbanke nie. So ek kan nie meer by die toonbank kom en vir die mense sê ek wil graag mevrou so en so besoek of meneer so en so nie. Hulle mag nie daai inligting gee nie. So as ons geliefdes in die hospitaal, dit vra ek baie mooi, dat julle asseblief vir my boodskap sal stuur en sê Dominee Jaco, so en so, my ma of my pa of my eggenoot of oom so of tannie so is in die hospitaal, en dan moet julle vir my sê in watter saal en in watter bed hulle is, sodat ek hulle kan gaan besoek. Hulle gee nie meer daardie inligting by die toonbanke nie, hulle mag nie. So nou en dan kan ons wegkom daarmee, maar meeste van die toonbanke sê, as die familie jou nie in kennis stel nie, dan kan jy nie. So dis vra asseblief, maak net 'n knoopie daar, want dit is bietjie anders as wat ons gewoond is. As jy die kantoor kontak, en laat weet asseblief van ons in die hospitaal, sê ook net vir ons in watter saal en wat hulle bed hulle is, sodat ek asseblief by hulle kan uitkom. Die gemeente, die res van die program se goedjies is hier op die familienuus. Neem dit, lees dit, neem kennis daarvan. Iets wat in die week wat kom nog as 'n mooi geleentheid is waarna ek julle wil uitnooi, is Woensdag se As Woensdag erediens. As Woensdag is die begin van lydingstyd, waar ons vir 7 weke lank bietjie gaan kyk ook na Jesus se pad op aarde, Jesus se lyding, soos wat ons vir 7 weke lank saam stap op pad na Paasnaweek toe. En As Woensdag is die afskop daarvan. So Woensdag aand 7uur is hier 'n As Woensdag diens. Vir die van ons wat dit al bygewoon het, maak my hart altyd so bly. Dis een van die hoogtepunte van ons jaar. Dis so 'n spesiale diens, waar ons ook ietsie gaan lees, waar hierdie konsep van as vandaan kom, waarom As Woensdag? En dis ook die diens waarop ons aan die einde van die diens die as en olyfolie kruisies op mekaar maak dan ook. So as jy kansie kry, maak maar 'n knoopie,
Moet nie iets anders te reël nie, en kom ons woon daardie diens ook Woensdag aan 7:00 dan by. Dis regtig 'n besondere geleentheid waar ons ook ons eie stikkend en seer na die Here toe bring. Die res is in die familienies, neem dit, lees dit, neem kennis, raak betrokke, wees deel van hierdie geloofsfamilie dan ook. Ek wil vir ons vra om net so wat ons daar sit, net ons oë te sluit, ons gedagtes stil te maak, en dan maak ons ook ons harte nou gereed op hierdie ontmoeting by die Here vandag met elkeen van ons wil hê. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, vriende, liewe kinders van die Here, ek groet jou ook vanoggend in die naam van die drie-enige God. Die een aan wie die krag en die heerlikheid en die koninkryk behoort tot in alle ewigheid. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In wie se teenwoordigheid ek en jy op hierdie oomblik is. Die Here wil jou ontmoet vanoggend in hierdie diens en vir jou sy genade en sy vrede gee. Amen. Al ons maatjies, julle kan gou vir my vorentoe storm en hierso kom sit asseblief. Hierso, net hier, kom storm van heinde en verte, bo en onder. Daar kom van hulle bo die banke, daar kom ander van hulle onder deur die banke. Daar sê, julle kan kom. Eens kyk hoe mooi lyk julle vanoggend. Trek julle so mooi aan spesiaal vir kerk. Nee, julle lyk snazzy, jong. Nee, ek sien van julle nog julle Valentynsklere ook aan, nog rooi en pink. Het julle lekker Valentynsdag gehad? Wie was julle Valentines gewees? Mama en pap, okay, nee, dit is goed. Voordat ek met julle gesels, wil ek gou hierso hoor. Want ek wag altyd vir julle maatjies om hier voor te sit. Ek weet nie wie van hulle hier gaan wees nie. Tannie Lana Nel, is jy vanoggend hier? Steef my nie aan, daar staan nie. Tannie, op 20 Februarie, 80 lewensjare oud. Wat 'n spesiale verjaarsdag is dit. Mag die Here tannie ryklik seën, ook vir die dag, en mag die nuwe lewensjare baie spesiale lewensjaar vir tannie wees dan ook. En dan neem ons ook kennis, ek weet tannie Dorothy is nou nie hier nie, maar tannie Dorothy Du Plessis, wat op die 16de Februarie 80 jaar oud word. Wie van julle wil vir tannie Lana 'n geskenkie gee? Julle gaan 'n weebeer, kyk, kom jy gaan, daar is sy. Jy kan vir daai tannie 'n geskenkie gaan gee, en dan gee vir haar 'n lekker drukkie, en dan sê vir haar lekker verjaar tannie, hoor? Daar sy. Liewe gemeente, so wat ons gebruik is, tannie Elana en tannie Dorothy, kom ons sing die seën van die Here vir hulle op hierdie spesiale verjaarsdag dan ook. Laat hierdie seën opdaag, in sy Sion bestraal.
Val hierdie seën oor al gebied. Sy. Sê my gou julle het nou vir my begin vertel, julle Valentines was pappa en mamma, né? Wie van julle het nog ander Valentines gehad? Kom ons kyk gou wie. Liewe Jesus, Ja, liewe Jesus, daai is 'n goeie Valentine, né? Hier's nog 'n handjie wat vir ons gaan vertel. my ma en my niggie. Nou, sy, né? En sê my gou, wie van julle het iets spesiaals vir Valentine's Day gekry? Wat? Sweetie koekies. Ons het gekry. Ek en my sussie het 'n rosie en 'n sjokolade gekry. Lekker. Ek hoor baie sweeties en nannas en jy binne? Arkie teddybeer. Daar sê en nog wie wil vir my vertel? Ek gaan nie oor julle klim. Lego rose. Jo, rose. Jo. 'n Koekie. Sê my, hier is nog 'n handjie, nog laaste een, dan gaan ek vir julle ietsie vra. Ek het ietsie by my maatjie gekry. Sy het vir my 'n friendship 'n maatjie bracelet gegee. Jo. Daai klink spesiaal. Daai klink so spesiaal hier. Maar julle is nog bietjie klein, so ek is eintlik bang om hierdie vir julle te vra, né? Maar wie van julle het al 'n boyfriend of 'n girlfriend? Genuine. Het julle al 'n boyfriend en 'n girlfriend? Maar julle begin vroeg, jong. Dominee Jaco het eers in matriek begin. Julle begin al op laerskool. Mense, het julle vir al iets spesiaals vir Valentine's Day gedoen? Nee. Ouers, ons moet begin om die fondasies reg te lê, né? As Valentine's Day afgeskeep word in die toekoms, skep dit vir hulle die wêreld se probleme as hulle groot is. Julle moet hulle leer van kleins af, né? Sê my gou, julle waaroor gaan Valentine's Day? Liefde, né? En weet julle wat? Die Bybel leer vir ons dat ons as mense moet lief wees vir mekaar, né? Julle stem saam, né? Kry ons dit altyd reg om vir ander mense lief te wees? Rookie, luister. Kry ons dit altyd reg om vir ander mense lief te wees? Nee. Want ons mense se hartjies werk partykeer nie baie so wat Jesus wil hê dit moet werk nie. Wanneer ons kwaad raak vir ander mense, of wanneer ons nie van ander mense hou nie, dan sukkel ons soms om lief te wees vir hulle, né? Voel dit vir ons asof ander mense altyd lief is vir ons? Ook nie, né? Maar weet julle, wie is altyd, elke dag lief vir ons? Jesus. Want die Bybel sê vir ons, God is liefde. En hoe weet ons dat God lief is vir ons? Want Jesus het vir ons aan die kruis kom sterf, nie? Dis so lief, liewe Jesus vir ons is. En weet julle maatjies wat? Ons gaan vandag in die kerk ook hoor, dat maak nie saak wat ek doen nie. Maak nie saak hoe stout ek soms is nie. Maak nie saak of ek foute gemaak het nie. Liewe Jesus bly altyd lief vir my. Jesus is nie soos mense wat soms lief is, ander kere nie lief is nie. Jesus is altyd lief vir ons. Gaan ons dit onthou? OK. Sit op julle knieë. Oogies toe. Handjies gevou. En dan bid ons lekker saam met mekaar, né? Liewe Jesus. Baie dankie. Dat Jesus lief is vir ons. Dankie. Dat Jesus altyd vir ons lief bly. En vir ons sorg. En vir ons beskerm. En altyd daar is vir ons. Dankie vir my mense, vir wie ek lief is. En help my om vir Jesus lief te wees met my hele hart en my verstand en al my krag. En om vir ander mense ook lief te wees. Amen. Julle kan na die kinderkerk toe gaan, die van julle wat moet, die res kan julle plekkies gaan inneem, en terwyl ons maatjies na buite beweeg,
Liewe gemeentevriende, kan ons die Here dien met ons offergawes. Vader, ons loof U in die naam van Jesus. My siel roept, loof die Heer. My siel roept, loof die Heer. Want U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, Abba Vader, om aanbid te word. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U in die naam van Jesus. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U in die naam van Jesus. My siel roep, loof die Heer. My siel roep, loof die Heer. Want U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, om aanbid te word. U is Vader, Abba Vader, om aanbid te word. Ons kan ons Bybels oopmaak by Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. So wat ons aan die einde van verlede jaar vir mekaar ook gesê het, is werk elke Sondag as ons as belydensklas ook so by mekaar kom. Dan wil ek dit altyd sê, dis altyd so vreemde ervaring om hier voor te staan en te sê, en julle sou hoor, ek sê dit ook nie mooi nie, ons het op 'n stadium gesê, die wat julle Bybels hier het, maak dit asseblief oop by. Maar julle vir 'n Christen om sonder sy Bybel rond te loop is vir 'n soldaat om sonder sy wapen rond te loop. Alright, so of dit nou in jou boekvorm is en of dit nou op jou selfoon app is, maar eers moet ons elke dag besig wees met die woord van die Here. So daarom ek sê, kom ons maak ons Bybel saam oop. Die teks is daar op die skerm, maar kom ons maak ook 'n punt daarvan om onsself toe te rus met God se woord in ons lewe, elke dag dan ook. So as dit nodig is, dan stof ons maar die stof van die Bybel af en ons maak ons gedagtes vol daarmee elke dag. Romeine hoofstuk 8 van vers 1 af. Lees dit saam met my, die teks is op die skerm. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek lees weer vir ons daardie sinnetjie. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood.
wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. En so het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teer God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Paulus draai nie doekies om in hierdie gedeelte nie. Die van ons wat die Gees van God nie het nie, behoort nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Aan almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Het weer daardie laaste versie, dat hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Tot sover wat ons hierdie gedeelte saam lees uit die woord van die Here. Nou, liewe gemeentevriende, ek wil vanoggend begin deur vir julle 'n storie te vertel. 'n Storie wat vandag se tema baie waar en werklik maak, ook vir my, maar ek glo ook vir elkeen van ons. En dit is dat wanneer ons kyk na ons benodigheidslysie wat ons nodig het vir hierdie reis, is ek seker as jy klaar in jou gedagtes begin dink het, dan het ons dinge by ons opgekom soos padkos. Kyk, in Suid-Afrika die eerste ding wat altyd gepak word is padkos, nee, kom ons jok nou nie vir mekaar nie. 'n goeie reis is niks sonder 'n goeie padkos nie. Ons gaan nog op 'n stadium met mekaar gesels oor wie van julle doen nog die vleisballetjies, die meatballs en die kasies en die stokkies en al daai goedjies wat self gemaak word voor die tyd. Of wie van julle doen, ons maak nie kos voor die tyd nie, met Jaco langs die pad, dan stop ons en ons koop kos. Maar ergens op die reis is ook kos. En ons gaan in die weke wat kom, gaan ons nog by ook stil staan. Ons sal dink aan padkaarte. Ons gaan gesels oor dinge wat ek nodig het om 'n plek te hê van my voertuig voordat ek op die pad val. Maar die belangrikste ding is eintlik die een wat waarskynlik nie eers by ons gedagtes opkom nie. En dit is, voordat jy op enige reis gaan, moet jy seker maak, jou papiere is ingepak. Jou ID en jou bestuurslisensie. Want daar's nou min dinge wat 'n reis so omver kan gooi, as wat alles reg is, en jy skaars op pad, en jy word afgetrek, en dan word vir jou gesê, lisensie asseblief, en jy besef, gits, het ek my lisensie nou ingepak. Dan loop dinge skeef.
Ek het so 'n ervaring gehad, een keer. Hierdie is nou 'n gevreesde hoetjie, nee, nou hierdie lyk my iets tussen 'n polisieman, maar vanoggend se doeleindes is dit nou 'n verkeerskonstabel. Goed. Ek wil vir julle vertel van, ek het een keer op 'n reis gegaan na een van my gunsteling plekke om te besoek. Ek is verskriklik lief vir die wildtuin. Ons was baie lanklaas daar, my Engels moet 'n bietjie wildtuin toe gaan op 'n stadium weer, hoor. En op pad wildtuin toe ons daar verby die Witbank Middelburg se area omtrent ry. Volgende oomblik is hier 'n massiewe padblokkade. En julle weet mos hoe werk met 'n padblokkade, né? Dan is dit die groot spanning. Gaan ek die een wees wat verbygaan of gaan ek die een wees wat hulle aftrek? En ek is nou een van die gelukkiges wat nou afgetrek word deur hierdie verkeersbeampte. Maar dis nie net een nie, daar staan hordes verkeersbeamptes hier rondom ons en ek sien maar hierso is sommer een van daardie containers opgestel wat nou 'n kantoortjie is en ek besef maar aanvanklik is mos nou niks, die lisensie is op datum van die voertuig, my bestuurslisensie is in plek, sover ek kan aflei het ek nie weer oor 'n spoedgrens gery nie. So alles is heel nogals in plek. En hier word ek afgetrek en julle weet mos die vriendelikheid van self kom staan by jou venster en hulle sê vir jou lisensie asseblief. Waarheen is jy op pad? Waar kom jy vandaan? Die gewone storie. En ek sien volgende oomblik hier gaan hy met my lisensie. En ek gaan dan na die container wat daar staan wat nou as 'n kantoor ingerig is. En daar word my lisensie gescan en dieselfde persoon kom terug na my karvenster toe en hy sê vir my meneer, hier's 'n uitstaande boete van jou hier in ons munisipaliteit, hier in hierdie area waar ons nou is. Ek sê, okay, ek was nou nie bewus daarvan nie, jammer meneer, wat staan my nou te doen? En ek sien my lisensie is nie meer by hom nie. En hy sê vir my, meneer, jy moet asseblief nou uitklim, en dan moet jy eers jou boete gaan betaal, voordat ons jou lisensie vir jou kan voorgee, en jy verder kan reis. En toe ek by die container by die kantoor kom, toe staan nog 'n paar mense in 'n ry besig om boetes te betaal. Nou julle weet mos na die tyd vertel mense vir jou nee, hulle mag dit nie doen nie, dis nie wet en hierdie. Ek is eerlik, ek ken nie my regte as dit al by daai goed kom nie. So daar staan ek op pad met 'n vakansie. En wat is nou lekkerder as 'n wildtuin vakansie waar jy onbepland 'n redelike groot boete moet betaal? En jy besef hoeveel roomhuise kon jy met daai geld gekoop het in die wildtuin, hoeveel koeldrinke kon jy in die wildtuin gekoop het, wat kon jy alles anders met daai geld gedoen het, jy moet nog petrol ingooi vir die res van die reis, hierdie was nie die begroting vir die vakansie nie. Maar hier staan ek nou, en daar is 'n boete, en ek moet betaal, voordat ek my lisensie terugkry. En daar besef ek, op daai stadium is my keuse, of ek draai terug, maar as ek moet vorentoe gaan, dan moet ek my boete betaal, as ek my lisensie wil teruggee. En julle sien vriende, hierdie is nou 'n gewone storie wat nou regtig in ons lewe gebeur het. Maar ek en jy moet besef dat ek en jy is op reis. En ons het gesê, ons is op pad na God se hart. Ons wil graag by 'n plek kom waar ons God se hart leer ken, waar ons meer van God leer ken, waar ons God se wil vir ons lewe verstaan, waar ons groei in ons verhouding met die Here. Ons is op pad, ons is op reis. Maar een ding kan jy verseker weet vandag, sonder twyfel. Ergens langs die pad gaan daar 'n padblokkade wees waarvoor jy nie gereed is nie. En gaan meneer verkeerskonstabel langs jou venster kom staan en vir jou sê, ID en lisensie asseblief. En vir die doeleindes van vandag se preek, hoef ons nie te wonder nie, as die verkeerskonstabels vandag nou hier is, asseblief, ek sê nie, julle is die duiwel nie, vir vanoggend se doeleindes is dit nie die boodskap wat ons nodig het. Die duiwel gaan langs die pad kom en hy gaan jou lisensie vat. Hy gaan jou identiteitskaart vat en hy gaan vir jou sê, meneer, weet jy daar's uitstaande boetes op jou naam? Weet jy daar's boetes wat jy nog moet betaal? En ek is jammer meneer, voordat jy nie jou boetes betaal nie, kan jy nie verder reis na God se hart nie. Ek is jammer meneer, maar hierdie boete is 'n groot boete. Ek sien hierso en die lekker ding is hulle hou nog 'n partykeer daarvan om vir jou te sê op wat jou boete was, nê? As jy nog lus is om te stry, dan weet hulle sê vir jou, nee meneer, ek sien nou daai dag by daai plek, yes meneer, 110 en 'n 60 sone is bietjie kwaai, nê? En jy kan nog vir hom verduidelik, ons kom van dispatch af, hier doen ons dit as 'n stokperdjie, maar dit help nou nie. Dit help nie verskriklik baie nie. Terloops, ek dink dispatch is een van die min dorpies in Suid-Afrika wat speedbumps in ons hoofstraat het, nê? Noodpogings om mense te kry om binne die spoedgrens te ry, maar op 'n ligte noot. En die Satan gaan vir jou sê,
Ek sien ons baie boetes op jou naam. En is groot boetes, groot dinge wat jy verkeerd gedoen het, groot reëls wat jy oortree het. Ek is jammer meneer, jy gaan ongelukkig nie verder kan reis na God se hart, voordat jou boetes nie betaal is nie. En jy sien, as ons nie ons identiteit ken nie, dis hoekom dit so belangrik is vir vanoggend se tema, dat ek my identiteitsboekie saam met my vat, dat ek my identiteitskaart eerste inpak, sodat ek myself kan herinner wie ek is, wat my identiteit is, want my identiteit bepaal alles. En as ek nie my identiteit ken nie, dan gaan ek val vir hierdie leuns van die Satan. En in die proses gaan ek nie hierdie reis kan voltooi, soos wat God my uitnooi om te doen nie. Want julle sien vriende, hier staan baie duidelik, hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons Romeine 8 lees, dan is die boodskap van Paulus baie duidelik, dat as ek en jy langs hierdie pad waar ons reis na God se hart toe, deur die bose afgetrek word en met leuns gebombardeer word om vir ons te sê, hier's baie boetes op jou naam, jy gaan nie by God se hart welkom wees nie, jy gaan nooit by God se hart kan uitkom nie, dit help nie as jy probeer verder reis voordat jy nie eers hierdie boetes afbetaal nie, dan weet ons as kinders van die Here, want die woord sê dit vir ons, dat my antwoord kan wees, Ernest, maak jy 'n fout, gaan kyk gou op jou stelsel, my boetes is betaal. Meneer, het jy het betaal? Nee, ek het nie, maar dit is betaal, gaan kyk. Ek is bewus van my foute. Ek is bewus van daardie wet wat ek oortree het. Ek is bewus van kere in my lewe wat ek oor die spoedgrens gery het. Ek is bewus van kere in my lewe waar ek oor 'n stopstraat gery het wat ek nie moes nie. Ek is bewus van dit alles, maar gaan kyk gou mooi weer. Die boete is betaal. O, deur wie? Deur my verlosser, Jesus Christus. Ek en jy mag nooit ooit die leuen van die bose glo, dat ons nie goed genoeg is, waardig genoeg is, dat ons toegelaat sal word by God se hart nie. Ons mag nooit toelaat dat ons op hierdie reis op pad na God se hart afgetrek word en 'n leuen vertel word wat maak dat ons die keuse maak om eerder terug te draai, want ek voel ek mag nie verder reis nie. Die Here sê vir ons keer op keer in die Bybel, in Hebreërs staan daar ook, daarom kan ons nou met vrymoedigheid die genadetroon van God nader. Hoekom? Want ons is skoon gewas. Die boete is betaal. Daar is nie meer 'n rekord op jou naam nie. Ek en jy word uitgenooi om verder te reis na God se hart. Om elke dag van ons lewe God se hart verder te leer ken. Om aan te groei in ons verhouding met die Here. Terloops, dis hoekom een van die wapenrusting, die helm van wat? Die helm van verlossing. Maar die eerste plek waar die Satan ons probeer aanval, is hier in ons denke. Deur vir ons te laat vergeet, dit wat ons gehoor het in die oordenking in die week ook, in een van ons huisgeloof oordenkings. Die Satan kan niks verander aan wie God is nie. God is goed. God se beloftes staan vas. God se genade staan vas. God se verlossing staan vas. Hy kan niks daaromtrent doen nie, want dit is wie God is. Wat hy ons wel kan doen, hy kan ons gedagtes aanval, sodat ons wie God is en God se beloftes oor ons lewe en God se verlossing en God se redding miskyk. Of twyfel daarin, of wonder of dit ook vir my is. En vanoggend wil Romeine 8 vir my en jou kom sê, dat voordat jy op hierdie reis vertrek, maak seker jy pak jou identiteitskaartjie in, en elke keer as jy begin twyfel, elke keer as jy wonder, elke keer as daar die leuns vir jou vertel word, jy is nie goed genoeg nie, jy is te sondig, die Here kan nie belangstel in die lewe nie, die Here kan nie lief wees vir jou nie, jy kan nie naby aan God se hart kom nie, nie jy nie, nie met die verlede wat jy agter die rug het nie, nie met die hoeveelheid foute wat jy al gemaak het nie, nie met die hoeveelheid boetes op jou naam nie, dan haal jy jou identiteitskaartjie uit. En wat is jou identiteitskaartjie? Romeine 8 vers 16 en 17. Hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Dis wie jy is. En vriende, weet julle wat? Dit het niks te maak met wie ek is en my keuses en my lewe nie. Dit het alles te maak met wie God is.
Daarom is dit so verskriklik belangrik. En daar's 3 woorde wat ek wil hê ons vandag moet onthou as dit kom by ons identiteit. En die eerste een sien julle daar, ken jou identiteit. Weet wat die woord oor jou sê. Weet dat die woord een boodskap het en sê, jy is my kind. Jy is my geliefde kind. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Dis 'n boodskap wat van Genesis reg deur tot Openbaring loop. En moenie toelaat dat die verkeerskonstabel jou laat twyfel of dit so is nie. Moenie toelaat dat hy jou die hele tyd wys op jou foute van jou verlede, op die boetes op jou rekord nie, want dit is afgeskryf, dis vergewe, jy is skoon gewas, want dit is wie jy in God is. Dis 'n identiteit wat ek en jy in God het. Pak jou identiteitskaart in en onthou altyd wie jy is. En as jy met leuns gebombardeer word, moenie doen wat ek gedoen het nie. Ken jou regte. Ken jou waarheid. As daar vir jou gesê word, meneer, dit is die stand van sake, jy moet nou eers hierdie boete betaal, dan sê nie ekskuus. Dis nie wie ek is nie. Kom ek vertel vir jou wie ek is. Ek is 'n kind van God. En meneer, dink jy regtig jy kan 'n kind van God wees? Ek ken daarom maar jou lewe, jong. Ek weet hoe jy verlede week al weer te kere gegaan het daar by die werk, jong. Ek is 'n kind van God. Hoe weet jy dit? Van die woord sê dit is so. Jesus sê dit is so. En as dit in God se woord is, dan is dit so. Maar vriende, dit bring ons tog by 'n tweede punt, 'n baie belangrike punt. Ken jou identiteit en dan leef jou identiteit. Ek weet nie van julle nie, maar ek het die nare gewoonte, Lenny sal vir julle vertel dit is so, dat ek ergens mis ek kamera so nou en dan. En ek is nie 'n Kyalami jager nie, ek is nooit wat ek nou in 'n 60 sone 120 ry nie, maar julle weet daai irriterende boetiekies, nê, van jy het 71 gery in 'n 60 sone, nê? Jy was nou net vir 'n oomblik in gedagte en dis jy nou so bietjie oor die spoedgrens. En dan kry jy nou hierdie boetes en dan moet dit nou betaal word op 'n stadium en dan sê jy vir jouself nooit weer nie. Hoekom gegou julle? Praat ek nou weer uit ervaring uit? 'n Rukkie daarna, dan kom die volgende SMS deur. Of nog 'n SMS kom deur, dan kom jy agter, ek het weer dieselfde fout gemaak. En jy het daai oefening raak later 'n dieroefening. Baie. En so is dit baie keer ook met ons geestelike lewe. Want julle, as ek en jy vandag hoor dat ons het 'n nuwe identiteit in Christus, dat ons sondes is betaal, ons is vergewe, die ou is verby, die nuwe het gekom, moet ons nooit die fout maak om te dink dat omdat Jesus klaar alles vergewe het en dat Jesus my elke keer weer gaan vergewe, kan ek hom net voortgaan om te lewe soos wat ek wil nie. Dis nie heeltemal hoe dit werk nie. In hierdie gedeelte word daar 'n duidelike onderskeid getref tussen mense wat hulle deur hulle sondige natuur laat heers en mense wat hulle deur die gees van God laat heers. En so het julle gehoor dat Paulus draai nie doekies om nie. Paulus sê, as jy nie die Heilige Gees in jou het nie, en jou lewe nie deur die Gees laat beheers nie, dan ken jy nie vir Jesus Christus nie, en dan is jy nie sy kind nie. Met ander woorde, dat wanneer ek in Jesus glo, en Jesus as my persoonlike verlosser en saligmaker aanneem, dan verander alles. Die oue is verby, die nuwe het gekom, die ou mens wie ek was is gekruisig saam met Jesus, en nou is dit 'n nuwe mens, ek het 'n nuwe identiteit. Maak ek soms nog foute? Ja, ek doen. Want ek is 'n gewone mens, wat nog steeds worstel met sonde in my lewe, maar my sonde is nie meer vir my 'n ligte saak nie. Wanneer ek tekortskiet aan God se wil, dan pla dit my, want ek is besig op 'n reis waar ek elke dag meer heilig gemaak word, meer na Jesus se beeld gevorm word. Kinders van die Here maak nog steeds foute partykeer. Maar wanneer kinders van die Here foute maak, is dit vir hulle 'n geweldige swaar ding, want my hartsbegeerte is om God se wil te gehoorsaam, om die mens te wees wat God wil hê ek moet wees. Wat kinders van die Here nooit kan doen nie,
is om te sê, weet jy wat, maar Jesus vergewe, yes, en ek weet ek maak soms nog droog nie, maar gelukkig weet ek die Here sal weer vergewe. Dan raak ons partykeer gemaklik met ons sondigheid. En die oomblik wanneer iemand nog gemaklik is met jou sondigheid, nog gemaklik is met jou foute, en ag weet jy wat, dit is nou maar wie ek is, dan is die kans baie goed dat jy nog nie ten volle oorgegee het aan die Gees van God in jou lewe nie. Want iemand wat oorgegee het aan die Heilige Gees, lewe nou 'n lewe deur die Gees tot eer van Jesus Christus. Nie omdat jy moet nie, omdat jy wil. Uit dankbaarheid vir jou nuwe identiteit wat in jou plek vir jou gegee is. 'n Lewe van dankbaarheid tot eer van die Here. Ons praat gisteraan daaroor, so elke nou en dan as ons 'n bietjie kyk nou is van filosofiese gesprekke ensovoorts. En jy ken die vraag wat altyd gevra word, is die mens is die mens boos gebore of goed gebore? Is ons as mense sondig gebore of is ons goed gebore? As ons die Bybel lees, dan moet ons weet ons word in sonde gebore. Met ander woorde, ons word gebore met 'n natuurlike geneigtheid om te trek na dit wat verkeerd is, en dis hoekom dinge wat verkeerd is ook makliker is om te doen. En waarom dit soms vir ons lekkerder voel om te doen ook. Maar dis hoekom wanneer iemand in Jesus Christus glo, dit 'n wedergeboorte genoem word. Van nou is die ou mens nie meer daar nie. En word ek nie meer deur my sondige natuur beheers nie, so wat Paulus hier skryf, maar as ek nou 'n nuwe mens, en ewe skielik is ek inherent goed. Nie omdat ek goed is nie, maar om die Gees van God wat in my woon goed is. Hoor mooi? Die ou mens het self besluit, self geleef, self gedoen. Maar Paulus sê, as jy jouself deur jou sondige natuur laat beheers, is jy op pad na een plek toe en dis die dood. Maar wanneer ek in Jesus glo, my hart vir Jesus gee, en weergebore word deur die Heilige Gees, word ek nie meer deur my sondige natuur beheers nie, maar lewe ek nou deur die Heilige Gees wat in my lewe. En ewe skielik is daar goed in my, en word ek aangetrek na die goeie, streef ek na die goeie, en wil ek graag die mens wees wat God wil hê ek moet wees. En julle, ons moet hierdie vandag vir mekaar sê, ons kan dit nie sugarcoat nie, want die Bybel sugarcoat dit nie. As jy wil weet of iemand se identiteit in Christus is, dan gaan hulle lewe dit bewys. As jy sê jy is 'n kind van die Here, dan sal jou lewe dit wys. Want dit is nie meer jy wat lewe nie, maar Christus wat in jou lewe en deur jou lewe. En in elk geval is ons nou gewoon onverantwoordelik, om as jy nou hierdie nuwe identiteit kry, vir die bose, vir die vyand, vir die verkeerskonstable nuwe skietgoed te gee, om jou mee aan te val en te beskuldig, deur te volhard in jou ou sondige begeertes. Dis mos nou dom en onverantwoordelikheid as jou boetes afgeskryf is, om doelbewus nuus te gaan maak. So daarom moet ek nie net my identiteit ken nie, maar ek moet ook my identiteit leef in Christus. Sodat as ek hierdie ID-boekie uithaal en vir mense wys, dan sien hulle, maar ek ken jou, weet jy is 'n kind van die Here, ek sien dit elke dag in jou lewe, ek sien dit in jou manier van praat, ek sien dit in jou manier van doen, ek sien dit in die manier wat jy omgee vir ander mense, ek sien dit hoe jy die Here dien, die Here se heerlikheid straal uit jou uit, nee, ek ken jou, reis asseblief verder na God se hart. Ken jou identiteit, leef jou identiteit, en die laaste ding, is bly in jou identiteit in Christus. Wat bedoel ek hierby? As ons nie net pad langs reis nie, maar as ek en jy oor see reis byvoorbeeld, soms het ek net 'n paspoort nodig, ander keer het ek 'n paspoort of 'n visa nodig. En dan moet ook die regte visa ook hê. En daardie visa sê, is ek daar om net vinnig te reis, is ek net 'n besoeker, is ek daar om te werk, is ek daar met die doel om 'n burgerskap te kry, daai papierwerk moet ook in plek wees, want dit vertel vir jou wie jy is en waarom jy daar is. En julle baie mense hoor van hierdie plek hier met die naam God se hart. En dit klink mooi, en dit klink lekker, en dit klink spesiaal, en ek wil meer ken van God se hart. Maar vir baie mense is dit net besoekers wat in en uit gaan. Ek spandeer so 'n bietjie tyd by God se hart,
maar ek reis net deur. Wie op pad na my eie, ander plekke wat ek wil sien, ander dinge in my lewe wat ek wil doen, ander doelwitte wat ek in my lewe wil bereik. Dan kom ek weer op 'n stadium so in 'n seisoen van my lewe, dan spandeer ek weer 'n bietjie tyd by God se hart, maar ek het net 'n besoekersvisa. Ek is net vir 'n rukkie hier en dan gaan ek weer aan met die res van my lewe. As jy die hele tyd net so bietjies by God se hart uitkom, gaan jy nooit die volheid kan hê en beleef van wie God is en God se wil vir jou lewe nie. Om te kan groei in 'n verhouding met die Here. Om te kan groei in jou kennis van wie God is. Om die volheid te kan beleef van wie God is en God se liefde vir jou en God se plan vir jou lewe, moet jy elke dag bly in jou identiteit in Christus. God se hart is nie net 'n dorpie wat ons vinnig besoek nie, dis 'n plek waar ons wil gaan neskrop, waar ons gaan bly, hier wil ek wees, hier wil ek bly, hier wil ek meer van hê. En dis wat Paulus vir ons in hierdie gedeelte lees. Om in elke aspek van jou lewe, elke oomblik van elke dag, by jou huis, by jou werk, by die skool, of jy eet, of jy drink, wat jy aantrek, hoe jy praat, wat jy op sosiale media plaas, in elke area van jou lewe, bly jy in jou identiteit in Christus. Weet julle wat, God is nie hier vir oggend teenwoordig, maar die oomblik as ons by die Kersdeure uitstap, stap ons die wêreld in nie. God is elke oomblik van elke dag by ons. Dis nie net hierdie kerkgebou wat heilige ruimte is nie. Dis nie net hierdie uur wat ons hier by mekaar is, wat ons God loof en prys en aanbid nie. Ware aanbidding is my lewe wat ek lewe daar buite, in elke area van my lewe, want ek weet God is ook daar. Om te bly in jou identiteit in Christus. So wat moet ons vanoggend onthou? Ken jou identiteit, weet wie jy is, weet dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het. Sodat jou boetes betaal is, sodat jy skoon gewas is, sodat jy in 'n verhouding met hom kan lewe, sodat jy sy kind is. Dis jou identiteit. Leef dan jou identiteit en bly daarin, elke oomblik van elke dag. Want dan gaan ek en jy elke dag op hierdie reis meer en meer en meer van God se hart leer ken. En dis baie mooi. Met soveel liefde vir my en jou. Kom ons bid saam. Here, ons word elke dag van ons lewe met boodskappe bombardeer. Here, van 'n bose verkeerskonstabel wat vir ons wil herinner aan al die foute van ons verlede. Aan al die dinge wat ons nog steeds elke dag verkeerd doen en al die boetes op ons naam. En Here, soms laat ons toe om daardie leuns te glo. En dan glo ons dat U niks met ons te doen wil hê nie. Here, dat ons nie waardig is, dat ons nie toegelaat sal word by U hart nie. Here, ons moet nou eers ons boetes gaan betaal. Ons moet eers 'n beter lewe gaan leef, 'n bietjie harder probeer, Here, dan kan ons by U hart uitkom. Here, help ons om nooit ooit weer daardie leuns te glo nie. Help ons om vanoggend opnuut weer te besef dat ons identiteit is in Jesus Christus. Ons is kinders van God. Here, U het ons vrygespreek. Daar is geen skuld meer op ons naam nie. Here, nie omdat ons nie skuldig is nie, maar omdat U die skuld in ons plek gedra het. Here, wanneer ons besef wat U alles vir ons gegee het en wat U vir ons kom doen het, dan vra ons dat U deur die Heilige Gees in ons harte sal kom woon en met dankbaarheid, Here, ons sal help om te lewe tot U eer. Dat ons nuwe identiteit sal lewe in Christus. Here, dat ons onbeskaamd in hierdie wêreld sal getuig dat ons U kinders is. Here, my gebed is dat U ons ook sal help om te bly in U. Elke oomblik van elke dag. Here, dat ons nie net bietjie by U sal kuier in die oggend of in die aand of dalk een keer in 'n week op 'n Sondag nie. Maar Here, dat ons sal bly in U. In elke area van ons lewe.
in alles wat ons doen, in alles wat ons sê. Ja, Here, soos ons reis na U hart, help ons om hierdie identiteitsboekie van ons in te pak en elke dag te onthou wie ons in U is. Dankie daarvoor, Here. Ons weet is net genade, onbeskryflik groot. En ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Amen. As ons nou hoor van hierdie vryspraak wat ons het, die vergifnis wat ons het, God se liefde vir ons, hierdie nuwe identiteit wat ons het, weet nie van julle nie, maar elke keer wanneer ek daardie boodskap hoor, dan is ek letterlik verstom oor God se liefde vir my. Met dit in gedagte kom ons staan, en dan gaan ons hierdie lied sing, wat ons vir die Heilige Gees gaan vra, waai deur my, alles tot U eer. Kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Liewe kinders van die Here, geloofsfamilie in Christus, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag en die nabyheid van die Heilige Gees met jou wees en bly. Elke tree van hierdie pad langs 'n reis na God se hart. Die Here seën jou, gaan wees tot seën
verander. Amen.